Wel, liewe kruiskykker, is my wonderlike voorreg om weer met u te deel na Desember. U weet, die opnames in Desember het ons voor die tyd gemaak. So eintlik is dit nou die eerste keer wat ek nou terug is. En ek is bly u volg en u kyk. Maar kom ons bid saam. Vader, ons kom na u toe in die naam van Jesus Christus. En dankie Vader dat ons weet, ons kan die troon van genade nader, om op die regte tyd gehelp te word. Dankie dat u seun gegee het, sodat ons versoen kan wees met u. Dankie dat u ons totaal met u versoen het. Ons wil graag glo wat u woord sê, en Vader, dankie vir die Heilige Gees, dat hy ons leer en lei in die volle waarheid, in Jesus naam. Heilige Gees, ons vertrou u om die woord vir ons oop te maak, die lewende brood met ons te deel. Dankie Heilige Gees. Amen. Nou, is vir my 'n voorreg om terug te wees. Ons het baie dinge deurgegaan. Ek weet nie of u in die koerant gelees het nie, ek hoor dit in die rapport van my seun daar in Abu Dhabi, daar in die Persiese Golf, waar hulle vir 6 ure in die see was, in stormsee, met 'n kajak, sonder reddingsbaadjies en so aan, en hulle het gehang aan 'n boot wat besig was om te sink, 'n klein kanoe, en daar het hulle gehang vir 6 ure plus minus, en toe kom 'n skip, en hy red hulle. Hulle het uit die see uitgekom, en dit is 'n lang storie, maar ek wil vir hierdie deel net vertel van hierdie ding wat gebeur het. Nou as jy meer wil weet, kan jy my kontak op my WhatsApp nommer, en dan kan ek vir u die storie gee soos hy dit vertel het ook. Maar wat ek vir u wil vertel is, net voor 3, toe besluit hy en die een wat saam met hom op die kanoe was, op daardie stadium hang hulle langs die kanoe in die water, besluit hulle 3 uur gaan hulle die ankertou afsny. En dan gaan hulle dryf na waar die wind hulle vat. Nou hoe hulle gedink het hulle gaan dryf met daai kanoe wat amper op sy einde was, het net hulle geweet. Maar in elk geval, en op die kop 3 uur, dit was 1 uur hier in Suid-Afrika, bid my vrou, en sy sê, sy voel die Here sê vir haar, hy sal lewe en nie sterwe nie. En sy sê, hy sal lewe en nie sterwe nie. Min het sy geweet, dat daar het hy die besluit geneem, om die ankertou 3 uur te sny. En net voor 3, toe verskyn hier die vragskip, of baggerboot, of groot skip, en hy red hulle. En toe hulle op hierdie skip klim, toe sê die ou, wat is jou naam? En my seun Pieter sê, I'm Peter. En die ou sê, as in the Bible. En Pieter sê, ja. En die ander ou se naam is Gideon. En die ou sê, as in the Bible. En hulle sê, wat is jou naam? Hy sê, Daniel. As in the Bible. En toe verneem hulle, die ou is ook 'n Christen. En in daardie ver land, is daar 3 Christene op daai boot. En die Here het die Christene gebruik. So, dit was vir my so mooi. Maar net voor hy daai ankertou sou afsny. En jy weet, wat is ons anker? Wat is jou anker en my anker? Kan ek en jy bietjie besin? Jy weet, daar's 'n skrif, ek dink in 2 Korintiërs, wat hy sê, toets jouself of jy in die geloof is. Of twyfel jy? Of is jy nie oortuig daarvan, dat Christus in jou is nie? Dat Christus in jou is. Jy weet, dis 'n wonderlike iets wat Jesus kom doen het. Jesus het die weg kom oopmaak. Dat God self, deur die Heilige Gees, en die Heilige Gees is God, dat hy in ons kan kom woning maak. Dis wat God gedoen het, deur Jesus Christus. Die Vader wou hê, dat ons as sy kinders, in sy boesem sal wees. Ek wil vir jy skrif lees nou in Johannes hoofstuk 1. Luister net wat sê Jesus.
vers 18. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Hoor net die enige gebore seun, hoofletter S, seun, dis nou Jesus, wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Die seun wat in die Vader is. Dit is waar Jesus was. Hy was in die Vader. En nou sien ons dat die term in Christus Jesus, in Christus, begin eers in Handelinge voorkom. Plus minus 77 keer van Handelinge af tot aan die einde van die Bybel. In Christus. Nou, Jesus het iets gaan doen. En ek weet, godsdienstig dink ons sommer net dadelik aan, hy het vir ons 'n plek in die hemel gaan voorberei en ons gaan eendag daar wees. Nou dit is so dat hierdie liggaam met onverganklikheid bekleed gaan word. Dit gaan nog gebeur. My liggaam is nie onverganklik op hierdie oomblik nie. Maar kom volg my gedagtegang 'n rukkie. Kom ons kyk nou. So Johannes 1 vers 18 sê, niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. So Jesus sê uitdruklik, hy was en is in die boesem van die Vader. Nou, kom ons gaan kyk nou na Johannes 14 en ons sien duidelik wat Jesus hierso weer sê. In Johannes 14 gaan ek dit net vir u lees, vers 10. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Dit is voor Jesus se kruisiging en Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nou in vers 6 sê hy, Jesus antwoord hom, ek is die weg na die Vader toe. Ek is die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus was op pad om 'n weg te maak sodat mensekinders God se kinders kan word. Dat mensekinders deur Jesus Christus na die Vader kon kom. Dat mensekinders deur Jesus Christus in die Vader kon wees. Kom ek lees vir u, nou Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontsteld word nie. Hoekom? Want hier gaan nou dinge gebeur, wat hulle harte kan ontsteld word, oor wat nou gaan gebeur. Jesus is op pad, kruis toe, hy is op pad om dood te gaan, hy is op pad om begrawe te word, en om op te staan. Hulle harte kon ontsteld word. Jesus sê, laat julle harte nie ontsteld word nie, want ek gaan julle nou vertel wat gaan ek doen. Hoor nou vers 2. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle dit gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Watter plek? Die plek in die Vader se huis. In my Vader se huis is daar baie wonings. In die Engels sê hy dwelling places. Nou hoor nou vers 3. En as ek gegaan het, so Jesus is op pad om te gaan na die Vader toe. Hy sê, en as ek gegaan het, kom ek weer en sal julle na my toe neem. Jesus sê, as ek gegaan het, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Waar was Jesus? Ek het vir julle gelees. Ek is in die Vader, sê Jesus, en die Vader is in my. In Johannes 1 het ek vir julle gelees. Jesus sê ek is in die boesem van die Vader. En Jesus sê ek gaan vir julle die plek voorberei dat julle ook
in die boesem van die Vader kan wees. En dit gebeur deur wedergeboorte. Dit gebeur as ons uit God gebore word. Nou gaan ek spring van Johannes 14 af na 1 Johannes hoofstuk 5. Nou kom ek lees dit vir u. In 1 Johannes hoofstuk 5 sê die Heilige Gees hierso. Hy sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. Uit God gebore. Nou, as dit so is, en ek weet dit is so, ons glo dit mos, hy sê, elkeen wat bely, wat glo, dat Jesus die Christus is uit God gebore. So, ek en jy, as Johannes 3, vers 3 sê Jesus, hy sê, as iemand nie weergebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan gaan hy aan, in vers 5, hy sê, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou, Johannes hoofstuk 3, vers 6, laat ek dit vir u lees. Hy sê dit so duidelik, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. So, God is gees. Wat uit die gees, uit God gebore is gees. Uit God gebore is, maak van jou God se kind. God maak dat jy sy kind word, want jy word uit hom gebore. Nou, hierdie geboorte vind uit God plaas. In Johannes 4:24 sê dit, God is gees. God is gees. En gees gee geboorte aan gees. God se Heilige Gees gee geboorte aan 'n nuwe gees. Hy sê dit duidelik in die verbond wat hy maak in die Ou Testament, Jesegiel 36 vers 26, ek sal 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal julle nuut maak. Hierdie geboorte produseer 'n kind. Daardie kind word genoem 'n nuwe skepsel, 'n nuwe skepping. Kom ek lees dit vir u in 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ouens, hierdie sal vir u so duidelik word, na mate ou dit al hoe meer deel, dat jy jouself nie meer gaan beoordeel volgens die vlees nie, maar jy gaan na God se woord kyk en sê wat God oor jou sê. Nou sê hy hier in 2 Korintiërs 5, luister net mooi, vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. 'n nuwe skepsel. Jy weet, as jy die vertalings gaan kyk, 'n nuwe spesies, 'n spesie, 'n nuwe geslag. In Petrus sê hy, jy's 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Jy weet die skadubeelde in die Ou Testament, toe Jakob met die engel worstel, toe sê die engel vir hom, nou gaan jou naam nie meer Jakob wees nie, maar Israel. Prins van God. 'n nuwe mens. Want jy het geworstel met God. Jy het op die punt gekom wat jy gesê het, wat Paulus sê in Romeine 7 vers 24, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus. Nou, in 2 Korintiërs 5 sê hy, daarom as iemand in Christus is. Nou, as jy ooit sien daarom, vra waarom is daarom daar? Waarom is dit daarom? Dan moet 'n mens na die vorige skrifgedeeltes kyk. Hoor nou wat sê hy in vers 16 dan. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Hoekom ken ons dus van nou af niemand meer na die vlees nie? Nou gaan ons na die vorige vers 15. Omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, wie is dit? Jesus. As een vir almal gesterf het,
dan het hulle almal gesterf. En hy, hoofletter A, hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Goed, ek lees hom weer, vers 15, omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. Wie het gesterf? Ek en u het gesterf, deurdat een vir almal gesterf het. Romeine 6 vers 6 sê, en laat ek dit vir u lees, want dan sien u, hier staan dit duidelik, Romeine 6 vers 6, hoor net hier, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam met Christus gekruisig is. U sien, dieselfde ding in 2 Korintiërs, as een vir almal gesterf het, wie is dit? Christus. As hy vir almal gesterf het, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. U sien, God weet en het geweet en sal vir ewig weet dat sonde is 'n vernietiger. En die probleem was, hierdie ou mens moes vernietig word, moes sterf. Die loon van die sonde is die dood. Hierdie ou mens moes sterf, sodat die nuwe mens kan lewe. En hierdie nuwe mens is in die gees. Die nuwe mens is uit gees, uit God gebore. En God gee geboorte aan 'n nuwe gees in jou binneste. En hy maak dat ons in sy verordeninge wandel. Jy sien? So, nou kom ons gaan terug na 2 Korintiërs toe. Laat ek dit net hier kry, 2 Korintiërs, hoofstuk 5, vers 16. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Ons sien mense om ons. En ons kyk na mense, as mense waarvoor Jesus Christus gesterf het. As mense wat in Jesus 'n opstandingslewe kan kry. Deurdat hulle glo. As jy maar net kan glo. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Nou, ek haas my. Jy sien, hierdie dinge wat gebeur het aan die kruis, was nodig. Die begrafnis was nodig. Die opstanding was nodig, sodat ek en u, die Heilige Gees, Christus in ons kon ontvang. En dat ons kan sê, ek is in Christus en Christus is in my. U sien, dit is ons belydenis nou. Ja, ons het 'n gees, 'n siel en 'n liggaam. Ons het 'n aardse lewe. Ons is besig om op die aarde te lewe. En in hierdie aardse lewe en leefwyse wat ons het, is daar tekortkominge. Maar God het in Christus alles voorsien, sodat ek en u in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons kan in oorwinning wandel. In Romeine 8 sê hy, meer as oorwinnaars. Ons kan, daar is 'n manier as Christen om bokant omstandighede te wandel. Bokant virusse, bokant negativiteit, bokant al hierdie dinge, kan jy wandel. Soos Jesus in 'n boot, kan jy lê en slaap, terwyl die storm woed. Mense sal sê, gee nie om dat ons vergaan nie. En jy staan op, en Jesus staan op, en hy sê, wees stil, en die storm is stil. Kan u sien, Jesus sê, in 1 Johannes 4 vers 17, nou ek sê Jesus sê, ek weet dis Johannes wat dit skryf, maar ek wil vir u sê, ek hou daarvan om te sê, dis Jesus, dis die Heilige Gees, dis God wat dit sê, want hy het Johannes geïnspireer om hierdie ding te skryf. Hoor nou hier, 1 Johannes 4 vers 17, laat ek dit vir u lees. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld.
Soos Jesus is, sê hy, so is ons in hierdie wêreld. Ja. U weet, daar skrifgedeeltes wat ou kan die mekaar maak. As jy lees in 1 Johannes hoofstuk 3 en jy lees hierdie skrif, luister net hier, vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Ja. Hy sê, wat? Is dit in die Bybel? Nou kwalifiseer hy dit. Hy sê, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Nou, jy weet, daar's ander vertalings wat dit bietjie draai, en sê nee, dit kan nie dit beteken nie, maar dit beteken presies dit. Jy sien, hy sê, elkeen wat uit God gebore is, God Gees, gee geboorte aan Gees. Daai Gees kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Maar jy sê, Piet, nee man, 'n mens wat sê hy het nie sonde nie, dis verkeerd. Jy kan dit nie sê nie, want 1 Johannes, en dan haal jy 1 Johannes 1 aan, hy wat sê dat hy nie gesondig het nie, is 'n leienaar. Of jy haal 1 Johannes 2 aan, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Maar in 1 Johannes 3 sê hy, jy kan nie sondig nie. Nou sê jy, hoe werk hierdie goed? Hy sê, as iemand gesondig het ons 'n voorspraak by die Vader. Nou, kan ek en jy sondig? Ja, maar kan my gees sondig? Nee, want hy is uit God gebore. Ek meen, dis wat hy sê. Jy sien, in 1 Johannes 5 sê hy, jy is uit God gebore en die bose het geen vat aan jou nie. In 1 Johannes 5 vers 18. Jy is uit God gebore. Die bose het geen vat aan jou nie. Jy sê, Piet, maar ek kan sien die bose het vat partykeer aan my. Ek sien dit. Nou wonder jy, hoe werk hierdie goed? Is dit, ek verstaan dit nie. En dis hoekom party mense sê, die Bybel weerspreek homself. Hy doen nie. Maar as jy gees, siel en liggaam verstaan, dan besef jy wat hy sê. Hy sê, kom ek lees vir jou, in 1 Korintiërs, nog 3 minute, 1 Korintiërs, hoofstuk 5, sê Paulus die volgende, hy sê, vers 5, en jy kan die konteks gaan lees, hy sê, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus, sodat sy gees gered kan word. U sien my liewe vriend, vriendin, broer, suster, ek wil vir u sê, God se woord sê, as jy gered is, beteken dit, jy word God se kind, jy's God se kind, God se eiendom, jy's 'n tempel van die Heilige Gees. Jy's 'n nuwe skepping. Kan hierdie gees sondig? Nee. Maar kan jy sondig? In jou siel en in jou liggaam? Ek weet, jy sê, ja, ek kan. Maar God sê jy kan nie. Maar jy sê jy kan. Nou God sê altwee. Hy sê jy kan in jou siel. Gee aan die duiwel geen plek nie, sê Efesiërs 4. Jy sien, neem jou gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan die woord van God. Kan 'n Christen 'n moord pleeg? Ja, hy kan. Hoe doen hy dit? Deur sy liggaam en sy siel. Maar is dit sy gees? Nee, hy's wedergebore. En hoekom? Hoekom kan 'n Christen, hoekom sondige Christen partykeer? Paulus sê in Galasiërs 5, daar's 'n stryd tussen die gees en die vlees aan die gang. Ek weet hierdie konsepte kan u nou dalk de mekaar gemaak het. Maar ek wil vir u sê, u is in Christus Jesus. Hy is in die Vader. En dis wat Jesus kom doen het. Hy het u ingepak in die Vader in. Jy's geseël met die Heilige Gees. Jy is toegevou in God, in Christus Jesus. Kan jy sondig in jou siel? Ja. Kan jy sondig in jou liggaam? Ja. Maar
Jy het nou 'n volkome nuwe gees en jy's 'n nuwe skepping en jy kan in oorwinning begin wandel. Seën vir jou, ek gaan weer aandag. Mooi bly.